Goed, ons gaan lees so 'n paar verse, Titus 2 vers 11 tot 15, net so enkele paar versies, Titus 2 vers 11 tot 15. Daar lees ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Net tot sover wat die woord dan van die Here betref vanmôre. Ons gaan met die gesels dan vanoggend en heel waarskynlik dan volgende Sondag ook oor hierdie gedagte van die groot en goeie gewer, God, die groot en goeie gewer. Ons almal doen dit. Maar dan hierdie tyd, so oor 2 weke dan 3 weke gaan ons dit almal dit ook op die spesifieke dag doen om vir mekaar te sê geseënde Kersfees, né? Of sommige gebruik die uitdrukking geseënde feestyd of geseënde Christusfees, hoe dit ook al sê. Ons gebruik die uitdrukking geseënde Kersfees. Wat bedoel jy daarmee? Het jy al mooi daaroor gedink? Wat sê jy as jy vir iemand sê geseënde Kersfees? Sal dit nie dalk in lekker eet, lekker kuier? Maar wat beteken dit om te sê geseënde Kersfees? Wie seën vir wie? Watter seën praat ons hiervan? Die Bybel sê vir my daar in Efesiërs 1 vers 3, God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En Paulus skryf in dieselfde gedeelte, noem hy en hy sê, sodat ons, hy skryf hier dinge sodat ons kan weet wat die hoop van ons saligheid is en wat ons mee geseën is. En dit is 'n groot uitdaging om dit vir mense te leer, want die oomblik as jy besef waarmee die Here jou geseën het, waar lê die seën van Kersfees in, dan behoort dit, dan sal dit in jou en my lewe 'n omwenteling bring verseker. Ten minste wat die dag ook betref, dat ons dit anders sal sien. Maar Kersfees was nooit bedoel, die geboorte van Christus was nooit bedoel om net vir 'n dag te herdenk nie, ergens iewers in die jaar nie, want Jesus se geboorte het 'n era in die mensgeskiedenis ingelei, wat 'n radikale verskil kom maak. En as daar een klein woordjie is, wat sinoniem is met Kersfees, maar meer nog, sinoniem met God is, dan is dit 'n 3-letter woordjie, met die geweldige impak. En daardie 3-letter woordjie, is die rede waarom die God van die Bybel, Jesus Christus, God die Seun, totaal en al uniek is en anders is as enige ander godsdienst. Dit maak die Christelike godsdienst uniek. En dit is die woordjie gee. En ek gaan môre vir u 'n klompie teksverse gee. Ek gaan na die woord van die Here self spreek oor hierdie God wat gee. Die groot en goeie gewer God. Wat het hy alles gegee? Weet alle ander godsdienste, hoekom ek sê dat dit die Christelike godsdienst uniek maak is, in al die ander godsdienste is daar geen God wat gee nie. Hy vra net. En jy moet gedurig deur gee en jy weet nooit of jy genoeg gegee het nie. Jy weet nooit of jy reg gegee het nie. Dis heeltyd ek moet daai God probeer paai. Ek moet hom tilhou, anders te woed hy sy toorn op my uit. En dis hoe die heidense godsdienste hulle gode ook interpreteer. So dan moet gedurig offers gebring word
om hierdie God net tot bedaring te bring en onder bedaring te hou. So die gee is daar, maar hy lê op die verkeerde plek. God is anders. Hy gee. Moet ons ook gee? Ja, maar nie om hom te probeer paai nie. Nie om hom rustig te hou, nie om sy toorn af te wen, maar omdat ek vir hom lief is. Dis waar. Maar gee begin by God. En daar's talle gedeeltes in die woord van die Here wat vir ons dit bevestig, onderstreep. En ons almal ken Johannes 3 vers 16, né? Waar dit die klem. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe, en ek kan dit so lees, en dit is niks fout met dit as ek dit so 'n bietjie gaan verdraai nie, sodat hy vir elkeen wat in hom glo, hulle nie verlore sal gaan nie, maar hy vir die ewige lewe kan gee. Want die lewe, ewige lewe is 'n geskenk van God. En 'n geskenk werk jy nie voor nie. En ongelukkig maak ons baie keer ons kinders op hierdie manier ook groot, né? As jy soet is, dan gaan jy 'n persent kry by Kersvader. Dis leen. Dis verkeerd om dit te doen. Want dan is daai geskenk nie meer 'n geskenk nie, maar 'n beloning vir goeie gedrag. Dan is dit verdienste vir hy kind. En om vir 'n kind te leer wat is gee, wat is genade, moet jy partykeer dinge op 'n snaakse manier. Op 'n ding wat jy dalk voel is teen my grein. Hierdie kind was hierdie jaar so onhebbelik geweest, hy verdien eintlik niks nie, net 'n pak slaag. Wat doen jy dan? Dan gee jy vir hom barmhartigheid. Want barmhartigheid beteken, ek gee hom nie wat hom toekom nie. En daarbey, jy gee hom genade, jy gee hom wat hy nie verdien nie. 'n Geskenk. Ek het nou dag het ek die voorbeeld gebruik van, nou gaan eet ons by 'n plek, né? En dit gebeur nou baie nogal as mense by eetplekke is, die van julle wat dit nog kan doen. As mense so 1 keer 'n jaar of 2 keer 'n jaar daarom gedoen kry, dan gebeur dit nogal ook. En veral met my, want ek kry altyd die bad waiters. Maar weet jy wat het ek so onlangs moes ek dit geleer het? En dis nogal iets waar jy genade en barmhartigheid baie duidelik by mekaar kan bring. Nou kry jy 'n waiter wat nog regtig waar nie sy sout werk. Die kos is koud en die daar dit verkeerde bestelling, nie geluister wat jy gesê het nie, en jy het 'n kwartier gewag voordat hy opdaag, en toe weer omtrent 'n halfuur gewag voordat hy met die drankies opdaag, en met die kos en alles, dis net sloppy. Wat is jou besluit? Jy gaan nie 'n tip kry nie. Nie by my nie. Hierdie waiter verdien nie 'n tip nie. Wie wat moes ek gaan leer het? Partykeer moet jy in daai omstandighede genade en barmhartigheid bewys. En jy moet eintlik vir daai waiter dit verduidelik ook. So weet jy wat? Ek nie staan ons ek nou nie hierdie speech vir hom voorberei nie, hoor. Maar om dan vir hom te verduidelik, hoor jy sê, wie wat is barmhartigheid? Wat is mercy? Jy verdien eintlik nie 'n tip vandag nie. Want weet jy, jy het vandag het jy ook soveel dinge verkeerd gedoen. Ek gaan vir jou grace bedien. Hier's vir jou 'n tip meer as wat jy verdien. En jy gee vir hom meer as net die 10% selfs. Dis genade en barmhartigheid, dan gee jy. En dis wat die Here met my en jou doen baie keer, hoor dit. Ons is in ons wandel en ons dienswerk vir die Here baie keer sloppy. Nalatig. Ons doen nie wat hy sê nie. En hy speel nie met ons daai game, nou gaan ek jou nie tip nie, nou gaan ek jou nie bless nie. Hy doen dit nog steeds. En nog steeds is hy barmhartig. En nog steeds is hy genade. Kry jy die prentjie? Dis 'n paar wat intussen dit gaan waiters word, dus ek bedoel hierdie tip wat ek nou vir julle gegee het, dink jy maar doen wat jy wil, jy gaan maar getip word. Nee. Dit gaan steeds daaroor om na excellence te strewe en dinge op 'n regte manier te doen. Mens moedig nie op hierdie manier slegte gedrag aan nie, hoor dit ek hier.
As jy dit op die regte manier doen, met die regte gesindheid, en jy dra les saam met dit ook oor, 'n geleentheid om genade en barmhartigheid te bewys, soos wat God het aan jou en my bewys. God gee. Want dis in sy aard om te gee. Want nou sê vra mense, nou so rukkie terug vir my ook, maar die Here het mos nou geweet watter mense gaan hom kies. Jy sê die Here het vir almal aan die kruis gesterwe, né? En God is vir almal lief. Ja. Hy sê maar die Here weet mos nou wie gaan hom aanvaar of wie nie. Hoekom het hy dan vir hulle ook gesterf? Hy het dan geweet hulle gaan hom verwerp. Hoekom het hy dit gedoen? En weet jy, my eenvoudige antwoord was, want God kan nie anders nie. Want dit is in God se aard om te gee. En al sou jy dit verwerp, het hy dit nog steeds gedoen. Ons doen dit partykeer. Hoekom jy nie? Veel te meer nie hy nie. Hy het gedoen uit liefde, want dit is God se natuur om te gee. Meer as wat die mens verdien. Dit is wat ons in hierdie gedeelte lees. Dus ons kyk na Jesaja hoofstuk 9 vers 6. Daar sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Maar kyk waar lê die klem. 'n seun is aan ons gegee. Oorgegee. Terwille van 'n sekere saak. Terwille van wat is daardie saak? Jou en my sonde. Jou en my rebellie. 'n seun aan ons gegee. Romeine 6 vers 23 ken ons almal ook al redelik goed. Hoor dit altyd nie dit te ken. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Genadegawe wat God uit genade gee. Verdien ons dit? Nee. Hy stel twee dinge hier oor mekaar. Hy sê, die loon van die sonde, sonde betaal uit, want jy dien sonde van nature. En sonde het 'n loon, sonde betaal. Maar God betaal nie. Weet julle dit? God betaal nie goeie gedrag nie. Hy het nog nooit en hy sal nooit. Want ons kan niks by die Here verdien nie. God skuld jou en my niks. Al wat hy ons skuld is straf. Dood. Dis al. Waar jy moet insink. God skuld jou en my niks. Hy betaal ons nie. Nie vir goeie gedrag nie. Nie vir goeie dade nie. Want die oomblik as hy dit doen, ondermyn hy homself. Want dan word hy jou en my skuldenaar. Dan kan jy en ek op hom aanspraak maak en sê, Here, ek het dit dan vir u gedoen, waar is my loon? Dan is dit nie meer genade nie. God sal vir jou gee, soos hy wil. En God gee nie met mate nie, hoor ek vir sê. Wees rustig. God doen wat hy doen uit genade. Omdat ek en jy dit nie verdien nie, dit dan weet. En dit openbaar sy hart. Hy is nie in jou en my diens nie. Genade is die ewige lewe in Christus Jesus. Dit sal altyd 'n geskenk bly. Die oomblik wanneer ek Jesus kan verdien, dan is dit nie meer 'n geskenk nie. Dan is dit my loon. En Jesus sal nooit, en hy was nog nooit, iemand se loon nie. God gee sy seun nie as loon nie, hy gee maar sy geskenk. Tog is daar baie mense wat dink, omdat ek goeie dinge doen, omdat ek goeie dade doen, omdat ek soveel tyd en soveel geld opoffer vir die saak van die Here, nou skuld die Here my om dit te doen. Nou moet hy vir my ewige lewe gee. Nou moet hy my hemel toe vat. Dis 'n aanranding op die versoeningswerk, die genadewerk van God, om so te dink.
want jy vat die geskenk weg. En my verdienste. Die dinge staan oor mekaar. So jy het of vanmôre Jesus Christus, die ewige lewe, as 'n geskenk ontvang, of jy werk nog aan jou loon. Solank as jy werk om dit te kry, verseker ek vir jou vanmôre, dat jy in vrees en onsekerheid lewe, sal daar bly. Want jy gaan nooit weet, het ek genoeg gedoen, het ek reg gedoen nie, het ek alles gedoen nie. Die Here maak dit so eenvoudig, hy sê, gift, die geskenk van Kersfees, die geseëndheid van Kersfees lê in die geskenk wat God gegee het. Sy sê, ons leef in 'n tyd van geskenke, ja, 'n tyd wat veronderstel is om gee te wees. Ons leef in 'n era, ongelukkig, wat mense eise het, wat mense net wil hê. Dit reg? To demand. Mens moet uiteindelik by 'n punt kom as kind van die Here, en ons sal daarby kom by die laaste gedagte. Waar bring ek jou en my as ons op God se gee reageer? Nou Johannes Kerkorrel het jare terug so 'n liedjie gesing, né? Julle ken hom. Gee. Gee jou hart vir Hillbrow. Jou sente, jou drome, jou toekoms vol gate. Gee jou hart vir Hillbrow. En hy het destyds gesing, en hy was een van die alternatiewe sangers gewees, het soos hulle bekend gestaan het, wat so 'n bietjie rebels was en buite die kassie gegaan het, en wat hy gesê het, en hoe hy dinge gedoen het, en wie hy was, kan mens nou nie saamstem met alles nie, maar dat hulle oor die sekere goeders gedink het, gefilosofeer het, is waar. En hulle het 'n nood gesien in Hillbrow, waar mense net in hulle eie lot oorgelaat word, en in daai tyd wat, ek weet ek is min of meer korrek wat die tyd betref, in daai tyd wat hierdie liedjie verskyn het, was daar ook destyds 'n aksie wat ontstaan het in Hillbrow, Middestad Evangelisasie Sending, wat hulle spesifiek by Hillbrow uitgereik het. Ons was op 'n stadium self ook as studente daar gewees, en die haglike omstandighede gesien. Ek praat is van 1991, 92. Ek het toe al gewees. Maar hoeveel mense is bereid om hulle harte te gee vir Hillbrow, want God het klaar sy hart vir Hillbrow openbaar. En vandag is dit 'n plek wat eintlik volgens baie mense toegespan behoort te word, en dat hulle mekaar uitmoor en laat hulle maar vergaan, vergeet te word. Want dit is misdaad en verskriklik wat daar aangaan. Maar die Here het sy hart ook vir Hillbrow gegee. En die mense van Hillbrow wat gered moet word. God is die groot gewer van alles. In Handelinge 17 vers 25 lees ons ook, word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Dis nie net jou en my redding wat 'n geskenk van God is, die feit dat jy vanmôre hier is en dat jy lewe, die feit dat jy kinders het, dat jy kleinkinders dalk het, die feit dat jy asemhaal, is omdat God gegee het. Is daar enigiemand op hierdie aarde wat daarop kan roem en sê, ek het myself in hierdie wêreld ingebring, ek is nie van God afhanklik nie, ek het my lewe nie van God ontvang nie. En daar is mense wat aspirant genoeg is om te dink. Maar daar is nie so iemand. Of jy het nou wel herken of nie. God gee elke mens, aan almal, lewe en asem en alles. Die goeie gewer. Ons het Johannes 3 vers 16 het ons reeds na gekyk. So lief het God die wêreld gehad dat hy gegee het, dat elkeen die ewige lewe gegee kan word. Johannes 5 vers 11. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon vanmôre dat die ewige lewe
En ons praat hier net van die hemel, ons dink praat van ewige lewe nie. Dit het ons al genoeg vir u gesê. Ewige lewe is 'n kwaliteit lewe wat duur tot in ewigheid. Maar dit is 'n kwaliteit lewe wat ek die dag leer ken en ontvang wanneer ek Christus aanvaar as my verlosser en saligmaker. Want hy sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Die dag wanneer jy die Seun van God ontvang, het jy die lewe ontvang. Jy lewe al klaar, maar watter lewe praat dit is hiervan? Ewige lewe. Geestelike lewe. Daai lewe is in die Seun. Ewige lewe word gegee. Romeine 11 vers 35 en 36 vra, of weet eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word. Is daar so iemand? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En ons sê daarop, amen. In 'n woorde, gee begin by God. Wanneer ek gee, is dit deur hom. Wanneer ek gee, is dit ter wille van hom. Uit hom, ontstaan gee. Deur hom, bestaan gee. Tot hom, is die motief vir gee. Die groot, goeie gewer. Nou vra Lukas 11 vers 13, vra Jesus se disippels op 'n stadium terwyl hulle praat oor gebed, hy sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie dinge aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En vir die ander dink is Matteus of is Markus wat dieselfde gedeelte noem en sê, so hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan die wat hom bid. Hoe dit ook al sê, dis God wat gee. Want dit is sy natuur. Dis in sy karakter. 'n God wat gee. Jakobus 1 vers 17 sê elke goeie gif, elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, wie daar geen skaduwee van omkeer of verandering is nie. Ons Afrikaanse vertaling is nou regtig nie 'n goeie vertaling nie. Want daai woordjie gif klink lekker daar nie, né? Maar daai woordjie gif is maar die Engelse woordjie gift, wat so vertaal is met gif. In sekere omstandighede praat mens beteken ook nog van 'n gif, nou is dit nie DDT nie. En al daai snaakse goed het nie doen nie. Okay. Maar die woordjie gif hierso is eintlik elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte. Hier is 'n mooi vers, hier is mooi oor gedink. Daal van bo af neer, God gee. Elke goeie ding kom van die Here af. Die Vader van die ligte, son, maan en sterre, wat vas staan al vir eeue. Nou sê hy, by wie daar geen skaduwee van omkeer is nie, maar wat van die son en die maan? Sien jy hom elke dag? Sien jy hom heeldag? Nee. Na sekere tyd van die dag wat jy die son nie sien nie, na sekere tyd van die nag wat jy die maan ook nie sien nie. Na sekere tyd van die maand wat jy die maan, wat jy die son, wat die maan nie sien nie. Nou sê hy is die Vader van die ligte. By die ligte is daar verandering. Daar siklusse. Hy sê maar by die Vader van die ligte is daar geen skaduwee van omkeer of verandering nie. Hy gaan nie in siklusse nie. Hy verander nie. Hy bly gee. Vader wat gee, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie. Hoor wie, hier staan die woordjie weer, hy sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee. Hoe sal hy nie ook saam met hom ons alles genadiglik skenk nie? Gee. Sien nie God as die gewer vanmôre hier raak? Dat dit in sy aard is, dat dit in sy natuur is, dat dit is wie hy is, 'n God wat gee. Uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Dit is die
gawe van God, die geskenk van God, redding, jou en my saligheid was nooit bedoel om vir jou en my te vergoed nie. Dit was nog altyd God se hart om dit te skenk. Hy het betaal daarvoor. Om so mate betaal, dat ek en jy niks verder hoef by te dra. As ons iets wil bydra tot dit wat Jesus reeds betaal het aan die kruis, dan sê ons met ander woorde een ding. Hy het kort betaal. Verstaan jy hoe onsinnig dwaas dit is? Om te dink ek kan by die daad van God iets byvoeg en my deel ook doen? Dis of 100% geskenk, of jy en God is 50-50 in hierdie ding. Dit kry ek nêrens in die Bybel nie. En God sal nooit toelaat. Want dan beledig ons sy seun. Ons beledig sy liefde. Ons beledig sy genade en sy barmhartigheid. Ons beledig die dood van sy seun. Wat homself gegee. Nou kan ek amen sê, net nie. Maar dis die tweede gedagte, ons gaan volgende Sondag oor hom praat, so sorg dat julle volgende Sondag hier is. Moet nog nie weggaan nie, hoor. Maar ons sal hom vir julle plaas as julle nie hier kan wees. Nou regtig nie hier kan wees. Die tweede gedagte tot volgende week dan met u gaan gesels is Jesus Christus het homself gegee. Ons lees, eerste punt ons gehanteer het was God het hom gegee, né? Hier kom ons by Jesus het homself gegee. En 'n derde gedagte wat ons nog oor gaan gesels is Heilige Gees bly steeds gee. Dit bring ons by 'n punt, die vierde punt is hoe moet ek en jy gee? Wat word vir ons gelos? Wat is ons gesindheid? Wat is ons motief in dit alles? Maar as jy 'n ontvanger was van dit wat die Here vir jou uit genade geskenk het, sal jy nooit anders te kan wees as ook 'n goeie gewer. En begin om deur eers jouself te gee. Nou gaan ek dit gou hier noem. Dis een van die punte wat ons daar Sondag oor sal praat as die Here wil. Wat ek is en wat ek kan wees is God se geskenk aan my. Wat ek gee en wat ek word is my geskenk aan hom. God het alles gedoen dat ek en jy iemand kan wees wat nie sy gelyke op hierdie aarde het, nie die gelyke geleenthede het nie, nie die gelyke samestelling het nie, niks nie. Uniek. God se genade wat God gegee het kan vir jou en my iemand special maak. Hoe ek daarop reageer en wat ek met God se geskenk maak is my geskenk aan hom. Dan dink so lank oor daai. Weet vir volgende Sondag dan praat ons verder oor die dinge wat die Here vir ons geskenk het. Wat hy alles vir ons gegee het. Het laas Sondag gepraat oor waarvoor ons dankbaar kan wees. Ek weet nie hoe lyk julle lysies nie. Is daar lysies? Ja, so 'n paar dan sê ja. Maar werk jy julle lysies? Maar begin by die geestelike dinge. Wat het die Here alles vir my gegee? Jy gaan nogal ver moet kom. As jy mooi gaan dink. En as jy weet waarvan ek praat. Probeer so lank as moontlik uit die materiële dinge bly, hoor. Ek sê nie sluit dit uit nie. Ons begin by die geestelike dinge. Dan gaan jy na die liggaamlike dinge. Emosionele dinge. Alledaagse dinge. Maar jou lysie word lank te hê. Goed, kom dit saam. Vader, ons aanbid U as die groot en goeie
gewer van alle goeie dinge. En soos dit u woord dit tereg duidelik ook verklaar het vanmôre vir ons, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Al die heerlikheid behoort aan u, Here. En hoe kan ons ooit dink as mens dat ons u kan terugbetaal? Want dit sou beteken dat dit wat u gegee het, is eintlik ook maar nie veel nie. Maar Here, as ons mooi gaan dink oor die mate wat u gegee het, u self gegee het, genade, barmhartigheid gegee het, ewige lewe gegee het, Heilige Gees gegee het, al daardie dinge, dan besef ons maar net, Here, u genade, die gawes, die dinge wat u gee, is, Here, met respek teenoor u gesê iets, out of this world. Dis bonatuurlik groot en wyd. Ons aanbid, ons eer u vanmôre ook daarvoor. En ek bid dat u vir ons insaag sal gee, opene oë van ons verstand, om te kan sien, te kan waardeer, dit wat u vir ons gegee het, wat ons nie verdien het, wat ons nooit kan terugbetaal. Al wat ons het om te gee, Here, hier is my lewe. Hier is my dankbaarheid vanmôre. Ek loof u en ek prys u tot in ewig. Amen.